Navorsing en die Bybel sê dieselfde ding. Jy is nie gemaak om alleen te leef nie. Navorsing wys, sonder ritme en gemeenskap verloor mense momentum. Die Bybel sê ons is deel van een liggaam. So wanneer jy wegdryf, voel jy dit. Nie net geestelik nie, menslik. Jou siel het ritme nodig. Begin Sondag, want elke Sondag tel. Hallo en welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Vandag begin ons reeks in Exodus en ons is opgewonde wat jy daaruit gaan leer. Ons wil jou ook net herinner dat al ons boodskappe wat ons opneem is op jou podcast app of op Spotify beskikbaar. So as jy iets gemis het of as jy later weer daar wil luister, gaan en kyk gerus na dit. Dan, as jy ook wil gee van jouself, as jy dalk nie in persoon nie by Kerk Sonder Mure is nie, maar jy sê, ek wil 'n verskil maak in die wêreld en in my omgewing, dan kan jy net in die description hieronder kyk en daar sal 'n skakel wees wat jy kan volg of 'n manier wat jy kan lees oor hoe jy kan betrokke raak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir vandag. Here, dankie vir u woord wat ons kan lees en kan leer en kan agterkom en kan sien, Here, dat u is 'n God wat ons nie alleen los nie. U is 'n God wat nie jok oor dit wat u sê u sal doen nie. Here, ons is so opgewonde wat u besig is om te doen in ons lewens. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, soos ek nou genoem het, ons begin 'n reeks uit Exodus uit vandag, dit mag dalk boring klink, ek beloof dit is nie, dit is regtig goed, en ek wil jou uitnooi om hierdie reis saam met ons te neem. Nou, Exodus beteken, as jy die woordjies sou vat oor die titel van die boek, wat dit beteken, dan beteken dit om te vertrek of om uit te trek. Nou, hoekom is dit die titel van die boek? Wel, dit vertel 'n verhaal, want amper net soos die evangelies is, as jy die evangelies lees, vertel dit 'n verhaal dat God sy mense vanuit 'n plek van verdrukking vat en hy neem hulle dan na 'n plek van vryheid. So dit is wat ons gaan ontdek in die boek van Exodus, en baie interessant wat ons vandag gaan raak sien, is dat God doen dit in die gesig van intentionele onderdrukking van iets wat van buite afkom, né? En wat ons ook gaan raak sien is dat God hou sy oorspronklike belofte wat sê, almal wat in hom glo, sal hy van verdrukking na vryheid neem. So dit is wat ons gaan ontdek bietjie in Exodus. Nou, ek gaan in hoofstuk 1 begin, en daar is 3 duidelike bewegings in hierdie gedeelte wat ek wil by uitkom. Ek gaan sommer nou al noem, sodat julle kan weet wat op julle wag, en dan gaan ons sommer begin. Die heel eerste gedeelte beklemtoon die voorspoed van God se mense in Egipte. Ek gaan 'n bietjie daaroor praat. Die tweede gedeelte beklemtoon die voorspoed te midde van doelbewuste, maar 'n subtiele opposisie teen God se mense. En dan die derde gedeelte wat ons by gaan stil staan, dit verduidelik die voorspoed ten spyte van intentionele aksies om God se mense uit te wis. So dit is die 3 gedeeltes wat ons by gaan stil staan. Die eerste een is die voorspoed van God se mense in Egipte. Nou, die eerste woord waarmee die Exodus boek begin, omdat dat was nie in Afrikaans geskryf nie, so moet nou nie in die Afrikaanse Bybel kyk nie, maar in die Grieks, die oorspronklike Grieks, as jy kyk na die woordjie wat hy mee begin, dan begin hy met die woordjie en. So letterlik, as jy die eerste sin sal vertaal uit Hebreëus uit, dan sê dit, en hierdie is die name van die seuns van Israel. Dit is baie interessant, hoekom doen hy dit? Julle, die rede hoekom die boek so begin, is dat die skrywer vir ons wil sê, julle, hierdie is nie iets niets nie. Hierdie is die tweede gedeelte, dit vertel die verhaal wat al reeds neergesit het, en die verhaal wat ons in Genesis sien. Dit wat God mee besig is nou nog steeds aan die gang. Dit is hoekom die boek Exodus begin met die woordjie en. Dit is 'n weird manier, maar hy sê dit intentioneel om te sê, onthou, hierdie is die tweede gedeelte. Dit is 'n opvolgverhaal. So, dit vertel die verhaal, of vertel ten minste die verhaal op 400 jaar na die dood van Josef. Nee, en dit vertel die verhaal op, en wat hier gebeur het is, ons weet dat hy het eintlik God se mense van uitwisting, die hongersnood wat daardie tyd in die land was, het hy
eintlik God se mense gehelp en gered uit uitwissing uit, maar nie net dit nie, hy het ook die Egiptenare op daardie stadium gered. En toe wat gebeur het, julle ken die verhaal, waar hy natuurlik tot tweede in bevel gesit is deur die farao en hy natuurlik Egipte as te ware bestuur het. Nou, hierdie is nie per toeval nie, hoekom gebeur dit so, hoekom is hulle in Egipte in die eerste plek? Wat die verhaal hier wil optel is om te sê, God is besig met iets, God het sy mense in Egipte ingestuur, want hy het 'n plan vir hulle. So kom ons lees net vers 7, dit begin so, dit sê die Israeliete, wat in Egipte is, was egter vrugbaar en het baie kinders gehad, wat 'n seën. Om die waarheid te sê, hier is die Nuwe Lewende Vertaling, hulle was naderhand so baie in invloedryk, dat hulle oor die hele land gewoon het. Nou, ek wil net iets sê oor hierdie gedeelte, hierdie frase is intentioneel 'n verwysing na die seën of die belofte wat God gemaak het in die tuin van Eden vir sy mense, né? Dit herinner ons so ver van God se groot verhaal, God se groot storie van waarmee hy besig is. Dit herinner ons dat mense het gesondig, hulle het geval en natuurlik hulle teen God gerebelleer en hulle het die aanspraak wat hulle gehad het tot God se seën as te ware verbeur. Jy weet, hulle kon nie dit meer aanspraak gehad het daarteen nie. En dan maak God 'n plan as te ware en hy sê ek gaan nog steeds die wêreld seën, ek gaan nog steeds my mense seën, maar hy kies dit om te doen deur die gesin van Abraham en sy nageslag. Hy sê ek gaan Abraham en sy nageslag kies as 'n instrument waardeur ek die wêreld gaan seën, sodat die wêreld die seën wat ek van die begin af beloof het en intensie gehad het om vir hulle te wys, gaan ek dit deur hulle doen, want ek wil hê hulle moet 'n seën wees vir die wêreld. En ons sien dit in Genesis 46 vers 3, dan praat God met Jakob, bang om in Egipte toe te gaan. Dan sê hy die volgende, hy sê, ek is God. Nie ek is enige iemand, of wat ek al ek enigiets gesê het, hy sê, ek is God. Die God van jou pa, moenie bang wees om Egipte toe te gaan nie. Hoekom nie? Want ek sal jou daar tot 'n groot nasie maak. Ek gaan saam met jou Egipte toe, maar ek sal julle weer terugbring. Hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, dit is nie jou land nie, ek gaan jou seën daar waar jy is, en wat hierdie gedeelte doen is, hy wil dit net weer beklemtoon om te sê, dit is waar, dit wat God gesê het is absoluut waar. En dit is wat ons moet raak sien in hierdie eerste gedeelte, God het nie gejokkie. God het nie gejok toe hy gesê het aan die begin, dat as jy my kind is, dan sal ek jou vashou, ek sal jou seën, en ek sal seker maak dat die mense wat jou raak sien, dit sal weet. Jy sal dit weet, die mense rondom jou sal weet, dit gaan amper onverklaarbaar wees, maar ek is jou God, en ek het jou gekies, en as jy in my hand is, sal ek sorg dat my plan uitgevoer word. Jy hoef nie daaroor te worry nie. En dan sê hy, ek sal doen wat nodig is. Ek sal doen wat nodig is, sodat jy dit weet, en sodat die mense rondom jou dit weet. Julle, so die feit dat hierdie vers 7 ingeskryf is, net die feit dat dit hier gelos is, beteken dat God het ons nie gelos nie. Inteendeel, dit skryf in dat sê, wat God naby maak, en sê, ek is by julle. Ek is nie ver nie, ek het julle nie gelos nie, ek gaan saam met julle. Julle, dit doen iets in ons gedagte, en onthou, baie keer dan dink ons nie, God is in 'n plek. Die Israeliete het ook so gedink, nee, hy is in die tempel, ek moet na hom toe gaan daarso. Van die begin af het God vir sy mense gesê, maak nie saak waar julle gaan nie, ek gaan saam met julle. Ek is by julle. Julle kan my nie vasvang in 'n boksie nie. Julle kan nie. Ek is by julle. Ek is die tipe God wat teenwoordig is. Ek is die tipe God wat gaan seker maak dat die mense rondom julle sal weet dat julle aan my behoort. En mense sal dit sien en julle sal dit sien. So dis die eerste ding wat ons moet raak sien. En dan gebeur daar iets, 'n tweede gedeelte in hoofstuk 1. En dit is, God se mense beleef hierdie tipe voorspoed, wat ons nou net van gepraat het, van wat God sê, te midde van 'n doelbewuste, maar 'n subtiele oppositie. Ons lees dan nou, en ek gaan dit nou vir ons lees, dat daar 'n nuwe farao
'n nuwe Farao kom hy kom tot die voorgrond, hy verskyn in hierdie situasie, en hy kyk na hierdie mense wat ons nou net gelees het, wat God sê ek seën, mense wat 'n seën is, wat veronderstel is om 'n seën te wees vir die mense rondom hulle, hy kyk na God se mense, en hy sien nie God se mense, of die nageslag van Abraham, as 'n seën nie. Dis nie die oë wat hy na hulle kyk nie, inteendeel, hy dink dat hierdie groeiende immigrante groep, is 'n bedreiging vir sy mag, en vir sy invloed. Dit is hoe hierdie nuwe Farao kyk, né? En net soos wat in Genesis half gebeur het, waar die mense teen God se seën gerebelleer word, wil die Farao ook poog om die bron van God se seën, die Israeliete op hierdie stadium, uit te wis. En wanneer hy dit doen vir die eerste gedeelte hier soos raak sê, dan wil hy dit nie noodwendig opsigtelik doen nie, maar hy wil hulle nog steeds uitroei. Hy doen dit op 'n subtiele manier. So wat doen die Farao? Kom ons lees vanaf vers 8. Vers 8 sê, daar het toe 'n nuwe koning, of dis by die manier hoe dit verwys na die Farao in hierdie stuk, daar het toe 'n nuwe koning in Egipte aan bewind gekom. Hy het niks van Josef geweet nie. Hoekom nie? Ons het nou nog gesê, omtrent 400 jaar later. Hy het vir sy mense gesê, hierdie Israeliete is vir ons 'n gevaar. Hulle het meer en sterker as ons geword. Getuig van God se goedheid. Ons moet 'n plan maak om hulle getalle te beperk. As iemand teen ons oorlog maak, sal hulle by ons vyand aansluit. Hulle sal van oral in die land uit die land ontsnap. Die Egiptenare het die Israeliete toe gedwing om vir hulle te werk. Hulle het opsigters oor hulle aangestel. Hulle het die Israeliete harde werk laat doen om hulle te laat swaar kry. Die Israeliete moes die stede van Pitom en Rameses vir die Farao bou om sy voorrade daarin te stoor. Hoe swaarder, luister hierop, hoe swaarder die Egiptenare hulle egter laat werk het, hoe vinniger en hoe meer het hulle geword en al verder uitgebrei. Die Egiptenare het bang geword vir die Israeliete. Hulle het toe die Israeliete met geweld verplig om so slawe te werk. Hulle het die lewe bitter swaar gemaak vir die Israeliete. Die Israeliete moes stene maak en klippe kap en buite in die veld werk. So wat doen die Farao? Hy maak van God se mense slawe. En hy kom met 'n plan vorendag en hy sê, ek gaan hierdie mense hard laat werk. Wat is die rasionaal agter dit? Die rasionaal, dink ek, agter dit is, hy het gedink, as ek hierdie mense tot die grond toe werk, as ek hierdie mense so uitput, as ek hierdie mense as te ware half bewusteloos laat werk, sal hulle nie lus wees van hulle in die aand by die huis kom om partytjie te hou nie. Hulle sal nie eers daaraan wil dink om dalk 'n gesin te begin of eers hulle gesin te wil uitbrei nie. Hulle sal net so moeg wees dat hulle net lus is vir niks. So op 'n subtiele manier wil die Farao die plan wat God gemaak het en beloof het half uitwis. So hy begin op 'n subtiele manier bevolkingsbeheer as te ware begin toepas. Hoekom? Want hy hou nie daarvan dat God se mense floreer nie. Hy hou nie daarvan dat God se plan uitwerk soos wat God gesê het dit gaan uitwerk nie. Nou julle nou weer eens, daar is 'n bietjie van 'n boodskap agter die boodskap. Jy weet, agter al hierdie verse, en wat is daardie boodskap? God se plan was om sy mense te seën in Egipte. Nie om hulle in slawerny in te vat nie. Dit is nie wat hy gesê het hy gaan doen nie. So wat met sy mense gebeur hierso in Egipte, word gebore, en ek gaan 'n Engelse woord gebruik, in die evil heart van die Farao. Dit word gebore vanuit 'n evil. Julle, agter die evil in hierdie wêreld is daar 'n vyand wat aktief teen God se plan skop om iets te wil doen sodat God se plan nie uitgevoer word nie. Julle, hy werk aktief daaraan om God se mense se seën en se vryheid weg te neem. Hy wil nie hê dat God se mense moet weet dat wat God eintlik vir hulle beplan het nie. En weet jy wat ons hierso eintlik raak sien is, soms doen hy dit op 'n manier wat nie so voor die hand liggend is nie. Soms doen hy dit op 'n subtiele manier en ons dink, jy weet, ons omstandighede dis nou maar soos wat dit is. Op 'n subtiele manier probeer hy God se mense wegneem van God se plan.
God se plan, die Satan se plan in teenstelling met God se plan, is om God se mense uit te wis. Om die seën af te breek. Om dit teen te werk. En ek dink dit is ook waar vandag julle. Ons moet nie verras wees dat daar's goed in die wêreld gebeur wat ewel is nie. Die vyand is besig om aktief af te breek aan wat God vir die wêreld beplan. Deur sy mense wil beplan, om deur sy mense vir die wêreld 'n seën te wees. Maar wat lees ons raak hier? Ons lees hier raak, dat ten spyte van hierdie plan, dit werk nie uit nie. Vers 12, hoe harder hulle gewerk het, hier is ongelooflik, hoe vinniger het hulle meer geword. Hoekom? Want God daag op in die lewens van sy mense. Julle, hierdie is so belangrik. Dit gaan goed met God se mense, omdat God self opdaag in hulle lewens. Nie omdat hulle oulik is en omdat hulle klomp planne maak en jy weet omdat hulle op hulle eie krag staat maak, nee. Omdat God opdaag in hulle lewens. Omdat hy nie gejok het toe hy vir sy mense gesê het, ek sal by julle wees nie. Ek gaan saam met julle Egipte toe. Moenie bang wees vir dat voorlê nie. Moenie bang wees wat kan gebeur nie. Ek is julle God. Ek hou julle in my hand vas. Ek gaan saam met julle en ek sal seker maak dat julle 'n seën is, dat julle dit sal beleef en dat die mense rondom julle dit sal sien. Dit is wat hierdie tweede gedeelte beklemtoon. Te midde van doelbewuste, maar 'n subtiele opposisie van God se mense, daag God nog steeds op met sy beloftes en sy mense floreer nog meer wanneer hulle onderdruk word. Dis wat hier gebeur. En dan die derde gedeelte sien ons die voorspoed wat God se mense beleef ten spyte van die Farao se intentionele aksies om God se mense uit te wis. Kom ons lees vanaf vers 15. Dit sê, die verpleegsters wat die Israelitiese vroue gehelp het om geboorte te gee, se name was Sifra en Poa. Die koning van Egipte het vir hulle gesê, wanneer julle die Hebreëse vroue help om geboorte te gee, moet julle elke seentjie wat gebore word net daar doodmaak. As dit 'n dogtertjie is, mag sy maar bly lewe. Omdat hierdie vroue die Here gedien het, het hulle nie gedoen wat die koning van Egipte gesê het nie. Hulle het die seentjies laat bly lewe. Luister hier, die koning het die vroue toe laat roep en vir hulle gevra, hoekom maak julle so? Hoekom laat julle die seentjies by lewe? Meneer, het die vroue geantwoord, die Hebreëse vroue is baie sterk. Teen die tyd dat die kraamverpleegsters by hulle kom, het hulle reeds geboorte gegee. Hulle is nie so stadig om geboorte te gee soos die vroue van Egipte nie. God het dit goed laat gaan met die kraamverpleegsters. Die Israeliete het steeds al meer en al sterker geword, omdat hierdie vroue in die Here geglo het hy vir hulle ook huisgesinne van hulle eie gegee. En dan luister vers 22. Die Farao het toe aan al sy mense opdrag gegee. Elke Israelitiese seun wat gebore word, moet julle in die Nylrivier verdrink. Julle kan die dogtertjies maar laat lewe. Hier sien ons dat iets drasties en intentioneel gebeur as gevolg van die besluit van die Farao. Hy besluit dat hy gaan God se mense uitwis. Hy doen dit nou nie meer op 'n subtiele manier nie. Hy gaan nie net nog harder laat werk nie. Nee, hy besluit die Farao, ek gaan God se mense intentioneel uitwis. Nou, ek weet nie van julle nie, maar toe ek dit gelees het, dalk het jy dit ook gelees het, ek gedink, wat gaan aan in hierdie ou se gedagtes? Hoe kom jy op 'n plek waar dit so evil is, wat jy dit sou doen? Waar jy onskuldige kindertjies sal vermoor? Want wat gebeur hier so in sy gedagte, in die Farao se gedagte, herdefinieer hy goed en sleg, na aanleiding van wat? Sy eie belange. Op so 'n manier verander hy sy gedagtes en hy stel homself in waar selfs die moord van onskuldige kindertjies in sy oë goed en regverdig is. Klink dit nie vir julle evil nie? Dit kan enige iemand gewees het. Enige persoon. Waar kom hierdie vandaan?
Julle, daar is goed wat in die wêreld vandag gebeur, wat absoluut evil is. Wat God se plan probeer ondermyn. En mense regverdig dit. Julle, want ons is geneig om in ons eie koppe te definieer wat ons dink reg en goed is. Na aanleiding van ons eie belange. Julle, en dit is hoe die duisternis in hierdie wêreld wil oorneem. Wanneer ons nie ons lewe en ons waardes en dit wat ons glo met die Bybel bely nie, maar met ons eie gedagtes. So wat ons hier sien, is dat Egipte, waar die God se mense nou is, word 'n plek wat eintlik vir hulle God se mense die goddeloosste plek nog is wat hulle beleef het. In Genesis lees ons van sulke plekke, ons lees van Babel, ons lees van 'n klomp goeters wat gebeur met sy mense, maar nog nooit het hulle so evil, so goddeloos beleef, soos nou waar hulle in Egipte is nie. En God se mense roep uit. En dan los dit ons met die vraag. Dit los ons met die vraag. Wat kan God doen? Wat kan God nou doen? En wat gaan hy nou doen? Julle, die skrywer van Exodus doen dit so goed, waar hy hierdie verhaal vertel, waar die leser half in spanning sit in elke afdeling, en hoe hy vir ons uitwys hoe die almagtige God opdaag. En hy daag op, omdat hy gesê het, hy gaan. Ons sien in hierdie gedeelte, hoe God opdaag. Eerstens, kom ons sien bietjie, wat doen God? Kom ons sien bietjie hoe God ingryp in hierdie verhaal. Heel eerstens sien ons dat die Farao se plan werk nie. Julle, en die rede hoekom dit nie werk nie, is omdat ek nou net gesê het, God kies om op te daag in sy mense se lewens. En daar is, ek wil dit tussen hakkies sit, toevallig. Iemand het eendag vir my gesê, dis nie toevallig hier, dis toevaldielig. Toevallig is die kraamverpleegsters, hulle kom in hierdie situasie in, en hulle kom agter, dit wat hier aan die gang is nie reg nie. Dit wat hier aan die gang is evil, en dit kan nie van God afkom nie. God het hulle, dink ek, in plek gesit, om te verseker dat God se verhaal, en sy wil sal uitspeel, soos hy wil hê, dit moet uitspeel. Nee, en ons sien wat hier so gebeur, en baie interessant, as jy dalk opgelet het, dan sou jy gesien het, dat hierdie kraamverpleegsters, hulle name word genoem. Dit is 'n interessante ding. Die kraamverpleegsters se name word in hierdie verhaal genoem, en nie die belangrikste persoon wat jy sou dink, wat in hierdie verhaal afspeel nie, die Farao. Die Farao se naam word nie genoem hierso nie, nou moet ons raai wie dit is. En ek dink daar's 'n rede daarvoor, ek gaan nou iets daarvoor sit, hoekom dit so is. Hoekom word hulle name genoem, en hierdie Farao se naam nie? Nou, baie keer wanneer ons hierdie verhaal neem, dan sal ons dalk nog aanneem, en ons kan sê, sjoe, die kraamverpleegsters van hulle geroep raak na die Farao toe, dan jok hulle vir die Farao. Jy weet, kyk hoe jok hulle. Maar het julle dalk al gedink, dat dalk het hulle nie gejok nie? Dalk het God gekies, om die Israelitiese vroue sterk te maak, dat hulle nie eens kraamvrouers nodig gehad het nie. Dat in die tyd, wanneer die kraamverpleegsters daar aangekom het, dat dit sommer klaar is, klaar gekraam het. Dit is alles 'n manier hoe ek dink God se hand hier raak gesien kan word. Maar maak nie saak of hulle nou gejok het vir die Farao en of dit nou waar is nie, maak nie saak nie, want die rede hoekom hulle nie na die Farao luister nie, word in vers 17 baie duidelik gemaak. Hy sê, want hulle het die Here gedien. Julle, ons sien God se hand, want hy of hulle was deel van God se plan. Hulle was deel van God se plan van die begin af. So dis sy eerste duidelike ingryping. Dan, die tweede manier, dink ek, hoe God ingryp in hierdie verhaal, is ons sien hoe hierdie vrouens presies weet wat om te sê. Nog baie interessant, as jy hierdie verhaal lees en die almagtigste man, as te ware, met die meeste mag in daai tyd roep jou, en hy sê vir jou, ek het vir jou opdrag gegee, hoekom doen jy dit nie? Wie van julle sal so bewe? En op daardie oomblik kry hulle die regte woorde om te sê. En daar gebeur niks met hulle nie. Jy sal dink die Farao, kyk hoe evil is in sy hart, kyk die evil wat in sy hart is. Jy sal dink hy sal dieselfde met hulle doen, né? Ek sien God se hand in hierdie vrouens se lewe. En dan, nie net dit nie, dan sien ons hoe hulle groei. Die teks sê daarso, hulle het hulle eie gesinne gehad. God seën nie net sy mense nie, maar hy seën ook die mense
wat God se mense raak sien. En hy sien ook die mense wat intentioneel deel word van God se plan. Ons sien wat hier gebeur. Maar dan sien ons dat die verhaal stop nie daar nie. Die evil in die Farao se hart word actually nog meer evil. As jy gedink het dit kan meer evil word, dit word. En hy neem 'n nog meer drastiese stap. Hy wil intentioneel God se mense uitwis. Hy word meer evil, ek dink, want die vyand kry nie sy sin nie. Dit wat hy beplan het, speel nie uit soos wat hy gedink het dit gaan uitspeel nie. Julle nou hier, maak jy hoofstuk klaar. Maar ek wil tog iets sê, net so, jy gaan dit nou raak môre lees. Maar ek wil net so 'n bietjie verder loop, want ek dink wat hierso gebeur, moet ons nie mis nie. Die tweede hoofstuk begin met die verhaal wat jy dalk baie goed ken van Moses, wat in 'n mandjie op die Nylrivier gesit word. En ons het nou net gelees dat die Farao het so evil in sy hart geword dat hy gedink het dat die manier hoe ek God se plan en mense gaan uitwis is deur om die kinders daar in die Nyl te gooi. En dan gebruik God daai ding en hy kom en red sy mense. Want die plan wat die Farao maak om die ondergang van God se mense te bewerkstellig, word die einste plan wat die Farao tot op sy knie bring. Julle gaan daarvan lees. Julle gaan volgende week daarvan leer, wanneer volgende daaroor gepreek word. Die plan wat die vyand gehad het om God se mense uit te wis, God klim daarin en hy sê, selfs dit sal nie uitwerk nie, en ek sal dit draai, daai situasie sal ek draai, dat dit goed uitwerk vir my mense. Ongelooflik, julle, ek dink dit is een van die redes hoekom die Farao se naam nie genoem word nie. Die Farao se naam word nie genoem nie, dink ek, want hy het gedink, hy gaan hier opstaan, en hy gaan bekend staan as hierdie almagtige ou wat sy nasie gered het en uitgestaan het, en hy het al hierdie mag, en dan sê die Here vir hom, weet jy wat, kraamverpleegsters, sy name sal vir ewig in die teks staan, en mense sal wonder wie jy was. Maar jou plan sal nie bly staan nie, my plan sal bystaan. Dit is die tipe God wat ons aanbid, en dit is die tipe God wat tot voor verskyning kom, wat in Exodus geopenbaar word vir ons, om te sê, maak nie saak wat nie, ek is jou God, ek sal by jou wees, ek is teenwoordig, en my plan sal uitwerk, maak nie saak wat gebeur nie. Julle, ons moet dit raak sien in ons lewens vandag. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons, Here, vandag in die teks kan inklim. Here, as ons die verhaal lees en kyk en sien hoe u intentioneel betrokke is in u mense se lewens, Here, kan ons nie anders om opgewonde te raak, Here, dat dit ook waar vandag is nie. Ons kan nie anders om opgewonde te raak, Here, dat u intentioneel aktief teenwoordig is in my lewe nie. Here, en as ons na die wêreld kyk, stikkend en evil, is hierdie ons troos. Here, dat u deur u mense kies om 'n seën te wees vir die wêreld, en dat u besig is om hierdie stikkende wêreld se stukkies op te tel en dit heel te maak. Here, en ons sien hier hoe u plan sal uitspeel, en nie plan wat die vyand maak of enige iemand gaan maak om teen dit te kom nie. U is God, u is almagtig, en u is die een wat vir ewig heers. Amen.